Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. In hierdie mooi oggend is dit ons voorreg om stil te word in die teenwoordigheid van die Here. En mag sy woord ons vandag bemoedig en versterk om vir hom te lewe. Ek is Dominee Adrian Swart. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, Psalm 33 vers 12 tot 13. Dit gaan goed met die nasie, wie se God die Here is. Met die volk, wat hy vir hom as sy eie gekies het. Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense. Broeder en suster, as 'n mens ons land en sy mense moet gaan beoordeel aan wat tans aan die gebeur is in ons wêreld, dan skiet ons baie ver te kort. Die mense van Suid-Afrika lewe oor die algemeen ver van die Here af. Ons almal is getuies van hoe daar moord en doodslag is. Hoe daar diefstal en korrupsie plaasvind. Hoe mense ver van die Here af lewe en nie erns maak met die Here en sy woord nie. Ja, ons land en sy mense is vasgevang in 'n greep van sonde. En daar is soveel swaar kry en elende. En mense leer nie dat God die een is met wie ons rekening moet hou nie. Die psalmskrywer kom vanmôre in Psalm 33 en sê: Dit gaan goed met die nasie, wie se God die Here is. As die mense van Suid-Afrika besef dat ons met die Here moet rekening hou, dat ons vir hom moet lewe, dat ons gehoorsaam aan sy woord moet wees, dan sê vers 12 vir ons, sal dit goed gaan met ons mense in hierdie land. Maar die mense van ons land kry juis swaar en gaan deur baie moeilike omstandighede, omdat hulle die Here nie ken nie gehoorsaam aan die Here is nie, en nie vir die Here lewe nie. Die Bybel roep ons vanmôre op, om elkeen na ons eie lewe te kyk. As ons eerlik vanmôre voor die Here moet wees, staan elkeen van ons skuldig in sy teenwoordigheid. Daardie sonde moet ons voor die Here bely. Ons moet die Here vra om ons sonde uit te wis deur die bloed van Jesus en 'n nuwe begin met ons te maak. Maar dan moet ons ook as getuies in hierdie land van ons met alle mense praat oor Jesus, oor wat die wil van die Here vir ons lewe is. Die psalmskrywer sê in Psalm 33, dit gaan goed met die nasie, wie se God die Here is. As ons land en sy mense, die Here, die God van die Bybel, hulle God maak, en in 'n lewende verhouding met hom lewe, dan sal dinge begin verander, en sal dit baie beter gaan met hierdie land en al sy mense. Ek en jy moet hierdie boodskap met almal deel, en ons moet begin by ons familie en by ons vriende. Praat met mense oor Jesus. Deel hierdie vers, Psalm 33 vers 12, met alle mense. En as ons land en sy mense vir die Here begin lewe, dan sal dit met ons goed begin gaan. Kom ek en jy bid vandag, nie net vir onsself nie, maar vir ons land en al sy mense. Dit gaan nie goed met ons mense in hierdie land nie. Kom ons dra ons land aan die Here op, en vra dat die Here deur sy kragtige Heilige Gees se werk in talle mense se lewens sal werk. Dat daar 'n verandering en 'n vernuwing sal wees, en dat mense vir die Here sal begin lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, en vir die voorreg om hierdie mooi dag in U naam te begin. U woord is vanmôre so helder en duidelik. Dit gaan goed met die nasie, wie se God die Here is. En vandag, Here, moet ons erken dat daar talle mense in hierdie pragtige land van ons is, wat nie die Here ken nie, wat nie vir die Here lewe nie,
wat goddeloos is. En daarom gaan dit met ons land en met ons nasie soos wat dit gaan. Here, wees ons genadig. Here, wees ons barmhartig. Ons wil bid en vra dat U Heilige Gees soos 'n vuur sal uitstuur om in hierdie land van ons te werk onder alle volke, alle tale en alle nasies. En dat ons land kan terugkeer na die lewende God, die God van die Bybel. Wees ons genadig, Here, vergewe ons oortredinge. Hierdie dag lê voor ons, laat ons gehoorsaam lewe, naby aan U, getrou aan U. Vergewe ons sondes en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.